Sy woorde van liefde wat hy teenoor jou uitspreek. Vader, so dankie vir die onbeskryflike groot liefde. Vader, wanneer ons verlate voel, eensaam voel, Here, die woord sê, het ons nie verlaat nie. Het ons nie gelos nie. Maar dat die woorde harder sal praat, as al die stemme wat daar buite uitroep en skreeu. Here, dat u woord vanoggend harder sal praat in ons harte, as wat alle woorde van aanklag en negativiteit uitroep in ons lewens. Ons wil ons ore neig, ons wil ons ore oopmaak. Vader, ons kom vanoggend na u toe, ons luister. Ons wil luister na dit wat u met elkeen van ons deel vanoggend. Dankie, Here. So dankie, Here. Dankie. So dankie. Ek het gister 'n gesprek met Andre gehad, Andre en Renet daar in New Zealand. En hy sê gister het die Here met hom net hierdie woord gedeel, 'n skrifgedeelte in. Toe sê ek vir hom, dan moet hy dit vir ons stuur, en die skrifgedeelte is Genesis 17 vers 1 in die nuwe vertaling. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. En hier is wat Andre toe met my gedeel het. Hy stuur groete vir almal. Maar hallo Lawrence. Daai versie wat ek vir jou aangestuur het uit Genesis uit toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here by hom gekom en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Hy praat nog in die tweede of die derde versie van dit aan oor hoe hy vir Abraham gaan seën en hom groot nasie maak, maar dis net daai stukkie onderaan wat vir my gevang het, daai ene wat sê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en opreg. En dit my hart vir die Here moet oop wees. Ek hoef nie braai en oulik te wees nie, ek moet net opreg met God wees. Ek moet naby aan hom wees en ek moet opreg wees. As ek sukkel met iets, erken dit. Moenie goed wegsteek of probeer opcover nie. Ja. So, dis dit. Anyways, geseënde dag vir julle. Ek hoop julle het 'n awesome dag. Ek julle kry nie te koud nie. En is baie lekker om jou te gesels het vanaand. Bye bye. ja, interessant. Hy sê, lekker aand, maar het was aand by hom en het was oggend by ons. My brein wil nie altyd om daai ding kom nie. Die tydverskil, hulle is so 9 ure voor ons. En ek wonder altyd, as hulle 9 ure voor ons is, gaan hulle die wederkoms van die Here voor ons sien. Ek vra my. Maar hy sê dit reën net verskriklik daarso, en is kouer hier by ons as by hulle. En maar dit wat hy gesê het, dat ons naby aan die Here sal leef en opreg sal wees. Die vyand doen alles in sy vermoë om daai nabyheid aan die Here weg te kry. Daar's soveel stemme wat skree op ons, wat ons nabyheid aan hom, hy wil hê ons moet ons fokus van hom afhaal. Hy wil ons wegtrek van die Here af.
En weet wat, dit wat Joe gedeel het laas Sondag, as jy nie sy woord geluister het nie, luister dit daar weer 'n keer. Ons het Pinkster gevier, was laas Sondag Pinksterdag gewees. En na die Heilige Gees gekom het, en die Heilige Gees kom rus ons toe. Nou, ek wil dalk net ietsie daar net deel. Belangrik is, maar ek gaan nie nou baie praat daaroor nie. Ek wil vanoggend regtig 'n bietjie iets deel oor die liefde van die Here. Maar dit wat die Heilige Gees kom doen, is dat hy wil vir my en jou verander en help verander om meer en meer te word soos Jesus. Dat ons soos hy sal wees. Hy wil meer en meer in my jou werk, dat ons bewus sal word van die liefde wat daar is, wat hy vir ons het. Dat ons sy liefde werklik sal ken. Dat daai intieme verhouding met hom sal groei. En daar is soveel skrifgedeeltes en dalk moet jy mens weer gaan kyk wat die Here alles sê oor die liefde en hoe lief hy ons het. En ek het dit nou nie daarop nie, Gerard, ons slide nie, maar Paulus se gebed in Efesiërs 3, wat gaan oor die liefde, hy sê, en om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. En ek bid vanoggend dat die Here vir jou en vir my deur sy Gees sal kom versterk na die innerlike mens. Dat hy innerlik in elkeen van ons nuwe krag sal kom gee. Hy sê sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En die vraag is vanoggend, is ek gegrond in sy liefde? Is ek regtig gewortel in sy liefde vanoggend? En hy sê dat julle in vers 18 en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat ek nie net al die versies sal ken oor sy liefde nie, maar dat ek sy liefde regtig sal ken, deur ervaring sy liefde sal ken. Hy sê, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Die Engelse vertaling sê, so that you may know his love through experience. So dis nie net 'n kopkennis ding nie. Dis regtig dit te ken en te beleef, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur al die geslagte tot in ewigheid. Mag ek en jy die lengte, die breedte, die diepte, die hoogte van sy liefde ken en beleef. En mense, in daai liefde, soos ek sy liefde ken, soos ek sy liefde beleef, soos ek daai liefde ervaar, gaan dit my en jou verander. En dat ons meer en meer sal word, soos wat Christus is. My twee kosbare gedeeltes, Romeine 8 vers 29. Skryf Paulus nou sê, want die wat hy tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer. Nuwe vertaling sê, het hy ook bestem, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Die Amplified Bible sê, for those whom he foreknew, of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning, foreordaining them to be molded into the image of his Son and share inwardly his likeness, that he might become the firstborn among many brethren. I said that you will be molded into the image of his Son and share inwardly his likeness.
Daai liefdesverhouding met die Here, dis daai liefde wat my en jou gaan transformeer, dat ek innerlik al hoe meer, that we will share inwardly His likeness, dat ek meer en meer soos Jesus sal wees en sal lyk. En hoekom is dit so belangrik? 1 Johannes 4 vers 16, hy sê, waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Hy sê, daai liefde van hom, hoe meer sy liefde in my word, hoe minder gaan die vrees in my wees. Dit verdryf die vrees. Maar volmaakte liefde verdryf die vrees. Hoe lief het jy hom regtig vanoggend? Hoe bewus is jy van sy liefde vir jou? Sien Openbaring 2 vers 4 kom hy eintlik met 'n bietjie harde woord, 'n ernstige woord. In Openbaring 2 vers 4 skryf hy aan die gemeente daar en hy sê, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Hy sê, dink daaraan, hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Hy sê, ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos wat julle my gehad het nie. Vraag is vanoggend, hoe lief het ek hom? Doen ek nog die dinge wat ek voorheen gedoen het? En as jy daaraan dink, toe jy net tot bekering gekom het, hoe onverskrokke jy was, hoe opgewonde jy was oor die Here, daai blydskap wat jy in jou hart beleef het, dinge wat jy vir die Here gedoen het en wou doen en net wil doen. Gebruik dit baie keer by troues ook. Vaartjie sê, dit het ons teen mekaar ook baie keer, dat ons het mekaar nie meer lief, soos dat ons mekaar lief gehad het nie. Want ons doen nie meer die dinge wat ons gedoen het nie. Kan jy dink toe jy verlief was? Ja, en ons het gegroei in ons verhoudings, maar kan jy dink die dinge wat ons gedoen het toe ons verlief geraak het, toe ons koppe nog bietjie geraas het van die liefde? Daai ding van jy maak die deur oop vir jou vrou, as jy in die kar gaan klim. Ag, ek weet julle het al baie die stories gehoor. Het jy al gesien, onthou jy? Ek weet julle doen dit nog almal, maar dit is vir die ouens wat luister nou op die boodskap. Wanneer jy jou girl gaan haal, as jy gaan kuier by haar, dan gaan haal jy daar by die huis, jy kry haar by die voordeur, jy groet haar, jy het dalk 'n blommetjie in die hand. En dan vat jy haar, groet jy en vra jy, hoe gaan dit met haar? Dan stap jy haar in die hand, vat haar hand en jy stap met haar kar toe. Jy maak die kar deur vir haar oop. Jy help haar aan die kar in. Jy kyk laat sy rok mooi in die kar is en alles. Jy maak die kar deur toe. Jy hardloop om, jy klim in die kar. Jy kyk laat haar safety belt mooi vas is. Jy vra vir haar, sê okay, dan ry julle. Hy sê, wat dit het ek teen julle? Dat julle doen nie meer die dinge wat julle gedoen het nie. 5 jaar in die troue in. Klim jy in die kar en jy ry. Dan sien jy, o, frek, ek sit alleen in die kar. Sy staan nog daar en wag. Wat is die dinge wat ek en jy in ons verhoudings hier op aarde, met ons mans, met ons vrouens nie meer doen nie? Maar wat is die dinge wat ek en jy opgehou doen het vir die Here? Sien sy liefde vir jou en vir my nog niks verander nie. Inteendeel, ek dink ons beleef net, hoe verder ons verhouding met hom gaan, beleef ons net al hoe meer eintlik die dinge wat hy eintlik vir ons doen. Al hoe meer begin ons bewus te raak en dan sien ons baie keer die dinge wat hy vir ons doen, wat ons eintlik nie eens raak gesien het nie. Dis amper soos 'n ontdekkingsreis. Ek ontdek elke dag iets nuuts. En ek weet in ons huweliksverhouding, praat nou nie oor huwelike nie, maar ek gooi dit gratis in vanoggend. Ek weet ons ontdek baie keer dinge
wat ons vir mekaar doen, wat ons ook nie voorheen bewus was nie. Die vraag vanoggend is, hoe lief het ek hom nog? Dryf liefde my verhouding met hom. Het ek op 'n plek gekom dat ek soek sy hande meer as wat ek sy hart en sy gesig soek. Ek soek meer wat hy vir my kan doen as wat ek sy hart soek en sy aangesig soek. As ek soveel keer teleurgesteld omdat hy nie voldoen het aan die verwagtinge wat ek gehad het nie, want ek soek sy hande, nie sy aangesig, nie sy hart nie. Sê hy nie vir ons, Matteus 6:33, soek eers die koninkryk, soek en sy geregtigheid, eintlik soek sy hart, soek hom. En die ander goed word bygevoeg. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Ek en jy weer opnuut 'n opgewondenheid sal kry vir hom en oor hom. Hoeveel keer het, toe ons nog gekuier het, of sê, toe ons nog gaan vry het, jy sal 3 uur in die oggend opstaan. Ek onthou Amanda het op 'n stadium, was sy in Kreersdorp, en ek is in Potch. Sy moes nagraadse studies doen by die hospitaal, hier by Kalafong, toe bly sy in Kreersdorp. Hoorie, ek het crazy goed gedoen. Ek het vroeë nagure gery Kreersdorp toe, om haar net te kan gaan sien, en hallo te sê, en dan weer terug te ry Potch toe, om te gaan werk. Crazy goed wat jy doen. Dis niks om dan vroeër op te staan nie. Hoe baie het ek en jy nie vroeg opgestaan nadat ons hier begin nie. Ons sal vroeg opstaan om by 'n gebedsbijeenkoms te wees. Ons sal vroeg opstaan om dinge vir die Here te gaan doen. En ek sê dit nie vanoggend dat jy moet skuldig voel nie. Ek vra vanoggend, hoe opgewonde is jy nog oor hom? Word ek nog gedryf? Paulus skryf en dan sê hy, die liefde van die Here dring my. Nie skuldgevoel wat my dring nie. Nie een of ander opdrag wat die Here gegee het vir my, wat my dring nie. Nie 'n vrees dat ek die Here sal mis of, nee, hy sê dis die liefde dring my om dit te doen. En die liefde is so belangrik. 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 is eintlik op 'n interessante plek wat Paulus dit ingesit het. Tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Is nogal 'n openbaring, hoop ek vir jou. Dat 13 kom tussen 12 en 14. Maar stupid joke. Maar 1 Korintiërs 12 praat Paulus met die gemeente van Korinthe en dan vertel hy hulle oor die genadegawes en die Heilige Geesgawes wat hy vir ons wil gee. Kragtoerusting wat die Here vir ons effektief wil maak in ons bediening. Gawes wat hy vir jou gee, wat eintlik die heerlikheid, die krag van die Here sal demonstreer, deurbraak sal gee. Wat ons bediening effektief sal maak, dit wat die koninkryk sal laat manifesteer in mense se lewens. Ek het my foon by die huis vergeet, was ek die hele boodskap gelees. Tannie Celine, wat laasweek in die diens was, toe Jou vra en hy sê, wie sit vanoggend hier, wat ernstige siekte nuus gekry het en 'n ding teleurstelling. Toe sit Tannie Celine hier, met so wille oogpatch. Sy moes 'n ooginspuiting kry. En iets met die inspuiting het gebeur. Ek weet nie of die puntjie van die ek weet nie wat iets afgebreek het binne in die oog. Toe sit 'n verskriklike groot operasie. Ek hoop ek het die hele storie, maar hulle moes 'n noodoperasie op haar oog doen. En 'n baie ernstige situasie. En weet wat? In haar oog hang in die weegskaal. Sy stuur Vrydag vir my 'n WhatsApp. Sy sê, onthou toe julle Vrydag vir my oog gebid het. Sondag vir my oog gebid het. Sy sê ek was weer terug spesialis toe om te laat hy kyk. En die spesialis se woorde aan my was,
Tannie, weet jy hoe gelukkig is jy? Sy sê in die meeste gevalle, soos hierdie, na 2 weke verwyder ons die persoon se oog. Sy sê jou oog is reg. Sy gee sy gawes. Hoekom? Dis gawes wat hy deur jou en my wil laat werk, om sy krag en sy heerlikheid te demonstreer en te laat manifesteer. Inteendeel, in 1 Korintiërs 12 kom hy en sê hy dat ek en jy ons moet die gawes najag. In Korintiërs 12 vers 31, hy sê maar beywer julle met die oog op die beste gawes. Beywer jou. Wanneer laas het ek en jy ons beywer vir die geestelike gawes? Wanneer laas het ek en jy ons beywer dat as 'n kerk toe kom, Here, laat die gawes deur my vanoggend werk. Here, het U vanoggend 'n profetiese woord vir iemand? Het U 'n woord van kennis vir iemand? Here, is daar iemand 'n sieke wat U wil? Here, ek is beskikbaar. Sal U deur my vanoggend kom werk? Hy sê, beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog 'n uitnemender weg. En dan kom 1 Korintiërs 13. Die hoofstuk van die liefde. Jy sien, daai gawes en die ding en die werking van die Gees en alles wat ek vir die Here doen, moet 'n uitvloeisel wees van my intieme verhouding met hom. Dit moet 'n uitvloeisel wees van my liefde, die liefde wat hy het vir my, van sy liefde wat in my is, dat ek 'n kanaal sal wees van sy liefde wat vloei. Want jy sien, as ons nie liefde het nie, dan beteken die gawes nie iets nie. En ek wil 'n waarskuwing gee, en dis baie keer in charismatiese kringe en Pinksterkringe en wat ook al, dat ons so klem plaas op die werke van die Heilige Gees, die kragwerke van die Gees, die gawes van die Gees, dat ons jaag die gawes. En ons is besig om die liefde na te laat. En die gevaar is dat ons kan kom op 'n plek, ons jaag performance en nie verhouding nie. Die Heilige Gees wil ons maak dat ons sal wees soos Christus. Christus wat daai liefdesverhouding met sy Pa het. En ek en jy moet oppas dat ons nie trap in daai struik, dat ons so jaag om vir die Here dinge te doen. So besig met die dinge van die Here, maar nie besig met die Here van die dinge nie. Liefde is wat ek en jy moet dring. Mense moet sy liefde, die uiteinde is, as hy die gawes gewerk het, wat hy moet beleef, is die liefde van die Here. Dit moet 'n liefde in mense nalat. As ek en jy tussen mense was, wat gaan agterbly? Die klem is nie die genesing en die deurbraak nie, die klem is die liefde van die Here wat ons versprei. En hy kom en hy waarsku hom en hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n leidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê, en die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit niks wees nie. Hy sê, al sou ek al my goed uitdeel, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat nie. Verkeer sê mense, en ons sê, maar hulle is sulke goeie mense. Hulle doen sulke goeie werke. Sonder die liefde sal dit my niks baat nie. In die koninkryk sonder die liefde sal dit my niks baat nie. Dit gaan oor die liefde. En Dan gaan hy 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4. Dan gee ek nou eintlik 'n hele verklaring daar. Maar ek wil jou uitdaag, gaan lees 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4. Maar gaan kyk
nie net een vertaling nie. Gaan kyk na 'n klomp verskillende vertalings, dat ek en jy die prentjie kan kry, wat behels sy liefde. En daai liefde is nie 'n emosie nie. Die emosie sal volg, maar sy liefde het te doen met 'n wilsbesluit, 'n keuse wat ek maak. Want hoor wat sê hy? Hy sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Dis nie emosie nie. Dis wilsbesluite, dis keuses. Dis sy wil wat deur my vloei. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beul nie. Met ander woorde, die liefde brag nie. Jy sien, die gevaar is, as ek begin vloei in die gawes, en die Here gee vir my profetiese woorde, en die gawes van die Gees vloei my, en ek begin bid vir siekes, en hulle word gesond, is die gevaar, as daar nie liefde is nie, dat ek begin opstaan, in trots, pride, in arrogansie. Ek het 'n ding gedoen. En dan begin jy, want as die liefde nie daar is nie, en saam met dit, dan begin ek die glory vir myself vat. Want ek het vir daai ou gebid. Ek het vir hom geprofeteer. Hy sê, die liefde blaas nie sy eie beul nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Hy sê dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop en dit verduur alles. En daar's nog in die Amplified, in die tyd, gaan lees dit in verskillende vertalings. En jy sien dat ek en jy, daai liefde, en mense in ons moet dit gaan deurkyk. Ek moet gaan kyk na my lewe. Is ek 'n kanaal van sy liefde? Of het my kanaal verstop geraak? En jy sien as daai kanaal begin verstop raak, al profeteer ek oor iemand, en daar's nie liefde nie, dan mis ons iets. Soos ek gesê het, waar die liefde is, daar is geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Sien ek en jy daai liefde nodig. Want baie keer, dan kom die Heilige Gees, en dan kom hy, en dan sê hy, hoorie, gaan gee vir Rian hierdie profetiese woord, ek het profetiese woord, maar dan staan vrees op my binne, van wat gaan Rian dink as ek dit vir hom sê? Gaan hy nie dink ek het my kokopan is heeltemal van die trolley af? Ek het dit gemis. Of die Here gaan kom sê, hoorie, gaan bid vir Fanie. En die gawe van genesing wat kom, en dit is iets in jou binneste sê, bid vir Fanie, vir daai siekte. En dan begin, nee, Jesus, want vrees, kom nie, wat gebeur as ek vir Fanie bid, nou gebeur nie iets nie. Baie mense sê, wat gebeur as ek bid vir iemand, nou gebeur nie, hou bid vir die volgende ou. Maar hou aan bid. Maar as die gawe kom en hy dring jou, om te dryf jou, die liefde verdryf die vrees. Daar's 'n liefde vir Rian. Ek wil vir hom daai woord gee. Daar's 'n liefde in my vir Fanie. Daai genesing wat sal deurbreek. Ek wil gaan klaarmaak. Psalm 91 vers 14, hy sê, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek jou red. Ek gaan dit verander en dit persoonlik maak, maar ek nou wel.
Sit jou eie naam daarin. Hy sê, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep. Ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Die nuwe vertaling sê, ek sal hom red en hom in sy eer herstel. Omdat ek hom ken. Hoe bewus is ek van sy nabyheid aan my? Nog net so laaste voorbeeld. As hierdie emmer vol vuil water is, as ek hierdie pyp in die pyp binne in daai vuil water druk, wat gaan in die pyp ingaan? Wat gaan in die pyp ingaan? Vuil water. Hoe kan ek keer? Jy sien, as ek 'n kanaal van sy liefde word, en sy liefde vloei deur my, as ek 'n pyp met water, ek wou het gedoen het hier, maar hy's nie 'n brandslang nie, dis wanneer ek die tense dames. As ek 'n pyp hier aan koppel, wat skoon water deur hom vloei, en ek druk hom in die vuil water, gaan die vuil water in die pyp kom? Nee, wat gaan gebeur? Skoon water gaan begin loop in daai emmer in. En as ek daai skoon water lank genoeg daaraan loop, wat gaan gebeur met die vuil water in die emmer? Gaan skoon word, want dit gaan uitvloei. As ek en jy nog 'n kanaal wat sy liefde deurvloei, of het my liefde begin vervlou? Ons het baie gepraat oor ons moet reboot. Een van die reboots vanoggend, die restart is, word vol van sy gees, word vol van sy liefde. Word nie gelykvormig in die wêreld, want jy sien, as die liefde nie in my binneste vol is en brand nie, as ek binne in die wêreld kom, waar al daai vuil water is, dan begin ek, as ek in die wêreld operate, wat kom binne in? Ons word al hoe meer gelykvormig aan die wêreld. Maar as ek vol is van sy liefde, en ek gaan in die wêreld in, wat begin? Wat se impak het ek dan in die wêreld? Want jy sien, waar ek en jy beweeg, as ek by mense kom, ek's 'n kanaal van sy liefde. Waar ek kom, is ek 'n kanaal van sy liefde. Sy liefde vloei deur my. Dis nie 'n geval van, ek kom nou by die wêreld, en die wêreld vloei in my in. Nee, vol van sy liefde, en weet wat, en die gawes wat vloei, ek word 'n kanaal waardeur God kan kom. Ek word 'n kanaal waardeur sy koninkryk kan manifesteer. As jy by die skool is, jy word 'n kanaal waar die Here se liefde kan vloei. Jy word 'n leier waardeur die liefde van die Here kan vloei. En sy gawes kan vloei. En ek bid vanoggend dat ek en jy 'n kanaal van sy liefde sal wees. Moenie geblok word deur skuldgevoelens. Moenie geblok word deur kwaad en bitterheid nie. Moenie geblok word en toelaat dat selfgesentreerdheid, selfregverdiging, selfbejammering, selfsugtigheid die kanaal blok. En jy sien, as al daai goed soos bitterheid aanstoot en al die goeters hier binne, dan begin dit die kanaal te blok. Die liefde kan nie vloei nie. En dan word ek weer oop vir die wêreld se invloed. Jaag sy liefde vanoggend met alles wat in jou is. Ek het nog goed wat ek wou deel, maar ek gaan net daar stop. Hoe lief het jy hom nog vanoggend? Moenie sy gawes jaag, en ons jaag net die gawes en nie die liefde nie. Beywer jou met die oog op die geestelike gawes. En vra Here
dat die gawes deur my sal vloei met liefde. Vader, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Here het ons lief gehad toe ons nog verlore was in die wêreld. Here het ons lief gehad toe ons nog sondaars was, want so lief het U ons gehad dat U U seun gestuur het. Jesus, so lief het U ons gehad dat U bereid was om te kom. U het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Dankie dat ons vanoggend U kinders genoem kan word. Dankie dat ons vanoggend kan weet ons behoort aan U. Ek bid vanoggend, Here, dat U ons opnuut sal vul met U liefde. Dat U ons opnuut sal vul met U Gees. Here, dat ons vanoggend skoon kanale sal wees wat deur die liefde kan vloei. En Vader, waar daar vanoggend blokkasies is, waar ons boek gehou het van die kwaad in mense se lewens. Here, waar ons nie langmoedig en vriendelik was nie. Here, waar ons toegelaat het dat jaloesie in ons binneste opstaan. Here, waar ons toegelaat het dat ons opgeblaas raak. Here, waar ons toegelaat het dat ons kort van draad begin word. Bid ek dat U ons vanoggend sal vergewe. Vryspreek, skoon was. Dat ons skoon kanale vanoggend sal wees in Jesus naam. Here, dat daai liefde, dat ons so bewus sal wees van U liefde, bewus sal wees van U goedheid. Dankie daarvoor, Here, vanoggend. In Jesus naam. In Jesus naam. En Here, dat ons net so sal beleef, dat net goedheid en guns ons sal volg. Al die dae van ons lewe. Here, en dat ons sal bewus wees en leef met 'n bewustheid van U teenwoordigheid in ons lewens. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Prys U daarvoor. En ek bid, Here, dat waar ons wees, dat ons soos hierdie pyp sal wees wat ek in die emmer gedruk het. Maar Here, dat die pyp in die hemel gekoppel sal wees. Here, dat hierdie pyp, die ander kant van die pyp, gekoppel sal wees aan U hart. En Here, dat wanneer ons met mense kontak het, dat dit U hart sal wees wat deur ons vloei na mense toe. Here, dat ons die omgewings waar ons kom sal impakteer met U liefde, die krag van die Gees, die woord, met alles wat U deur ons wil werk. En ek bid dit in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Here, kom werk in ons en deur ons in Jesus naam. Amen. En amen. Great.